Hier is Ivan. Hy is 'n baie inspirerende ingenieur. Sjoe, dis moeilike woorde. Hy wil graag mense aanmoedig om hulle beste te doen. 'n Ingenieur is iemand wat daarvan hou om goed te ontwerp en te maak. Ivan werk internasionaal. Hy werk reg oor die wêreld. Hy doen navorsing op die internet met sy iPhone. Ivan het 'n baie hoë IQ. Dit staan vir intelligensiekwosiënt. Klink soos grootmenswoorde, né? Dit beteken maar net, hy is baie slim en hou daarvan om nuwe dinge te probeer. Hy het onlangs 'n nuwe instrument begin speel, 'n pragtige viool. Ivan het 'n paar insidente gehad die afgelope ruk. Kom ek lig jou in daaroor. Ivan is nie baie in sy skik daaroor nie. Ivan het 'n ingewikkelde iglo ontwerp in IJsland. In IJsland is die water gevries. Kyk net, daar is inkvis onder die water. Hy hou seker van die koue ys. Een oggend het Ivan in gedagte gestap met sy iPhone in sy hand. Die volgende oomblik val hy kaplaks op die ys. Inkvis skrik hom ook boeglam. Ivan skrik so groot dat sy hoed sommer so wip van sy kop af. Hy gee nog een laaste roep. Volgende keer gaan ek baie beter oplet waar ek loop. Ivan sien toe die oorsaak. Ai, dit was al die tyd die Eskimo wat 'n piesingskil op die ys gegooi het. Inkvis kom kyk ook ewe nuuskierig. Ivan se nuwe opdrag is om die trappe in 'n klein dorpie in Italië te versterk. Hy stap stadig van bo om die trappe te ondersoek. Skielik gee die een trap in. Ag nee, dit het ek nou nie verwag nie. Ivan se hoed wip van sy kop af, soos wat hy skrik. Dalk sal dit beter gaan in Indië. Sug Ivan. Ivan vind alles in Indië interessant. Hy is mal oor hulle kleurvolle kultuur. Hy vergaap hom aan hulle kleredrag en pragtige argitektuur. Hy kyk glad nie waar hy loop nie en kaplaks val hy neer op die marmervloer van die Taj Mahal tempel. Dit kom nou daarvan, as mens nie fokus wat mens doen nie. Dink Ivan by homself. Sy hoed wip sommer so in die lug. In Indonesië gaan dit darm 'n bietjie beter met Ivan. Hy ontmoet dadelik 'n vriendelike man op 'n tradisionele boot wat vir hom 'n kaart gee. So ja, nou gaan ek my weg kan vind, sê Ivan. Hy lig sy hoed vriendelik om vir die man dankie te sê vir sy hulp. Hy sien vir inkvis onder die tradisionele boot van die man. Inkvis is net so geïnteresseerd in Ivan se doen en late. Na hierdie reis gaan ek nie gou weer weg van my huis af nie. Dink Ivan by homself. Inkvis hou sy lyfie met sy baie bene laf en skud Ivan se hoed van sy kop af. Ivan sê, Inkvis, dit was nou nie nodig nie. dit was 'n interessante storie van Ivan en lawwe inkvis wat daarvan hou om Ivan se interessante reis na te volg. Maats, ons sien jou in ons volgende insiggewende video hier op die Opvoedkundige Kindervideo YouTube kanaal. Totsiens maats!